Weer eens baie welkom, baie dankie dat u ingeskakel het. Nou, ek glo dit gaan sommer baie goed met u en dat die waarheid van God se woord steeds vir u van kardinale belang is. Nou in vandag se video gesels ons oor die pre-trib rapture. Die pre-trib leraar sê die wegraping is nie te vind in Matteus 24 nie en dan verwys hulle na die skrifgedeelte 29 tot 31. Maar ons gaan luister wat Michelle ook sê. Sy is 'n groot voorstander van die pre-tribulation rapture. En sy sê dat die wegraping nie gevind word in Matteus 24 nie. Nou vra ek die vraag, Michelle, where is the pre-trib rapture then? Give us scripture. Give us scripture's proof. Want dit staan nie in die woord van God dat voor die 7 jaar daar 'n wegvoering van die kerk gaan plaasvind nie. Pre-trib leraars met die skrifte verdraai om by 'n pre-trib rapture uit te kom deur te sê dat ons is nie bestem tot toren nie, want hulle glo die 7 jaar is God se toren in totaliteit, en ek gaan nog video's daaroor doen. Dit is baie belangrik dat ons die konteks verstaan, wanneer vind God se wraak plaas, natuurlik na die groot verdrukking, na die herpatsing. Maar kom ons gaan luister wat sê Michelle, sy gee haar verduidelik dan 'n verklaring oor Matteus 24, en ons gaan dit dan bespreek. Kom ons gaan luister. But before I get started, I want to offer some help to the Matthew 24ers, because Matthew 24 is not about the rapture. This passage of scripture is about the tribulation, the second coming of Jesus Christ, the sheep and the goat separation at the end of it, where the one is taken and the other one is left. One is being taken into judgment, and the one who is left is the one who came to faith during the tribulation and will populate the millennial kingdom with their mortal body. And it's also about, at the end, the angels gathering those survivors who came to faith. The sheep and goat separation again. The angels come to gather those survivors who came to faith during the tribulation and faithful Israel at the second coming. So there is a gathering at the second coming, but it's not the rapture. That is what it is. Gathering tribulation saints and faithful Israel. And then after that, after the tribulation and Jesus returns, his angels are gathering these from across the earth to enter the millennial kingdom. Goed, Matteus 24 word nou deur Michelle gebruik om te sê dat daar nie 'n wegraping is nie. Dit praat nie van die wegraping nie. Maar dit gaan eerder oor die groot verdrukking, die wederkoms, die skaap en die bokke oordeel, en natuurlik dan die gathering van die tribulation saints en Israel. Nou, ons gaan nou daaroor gesels, maar dit staan nie in die woord van die Here nie. Daar is nie 'n gathering van tribulation saints en Israel by die wederkoms, met ander woorde wanneer Jesus terugkeer op 'n wit perd nie. Hulle glo die Matteus 24 en Openbaring 19 spreek van dieselfde gebeur. Dit is 2 verskillende gebeure wat daar plaasvind. Matteus 24 spreek van die gathering, van die wegvoering van die kerk by die wederkoms. Daar is een wederkoms en dit vind plaas na die groot verdrukking. Maar aan die einde van die 7 jaar, na die verkorte groot verdrukking, is die wederkoms, en natuurlik aan die einde van die 7 jaar, dan kom hy terug op 'n wit perd en sy heiliges saam met hom. Maar dis wat Michelle leer, en dan sê sy dat sy gebruik natuurlik Matteus 24 vers 40 tot 42 buite konteks om te sê die oordeel van die nasies en die skaap en bokke, dis wat hier plaasvind. Nou die skaap en bokke oordeel en die oordeel en die wraakoordeele van God is 2 verskillende gebeure. By die skaap en bokke word daar skeiding gemaak tussen hulle wat goedgesind was aan Israel. Jy kan Matteus 25 gaan lees daaroor. Dis die oordeel van die nasies. Die bokke word weggestuur om geoordeel te word, maar die skape gaan die millennium in. Dis hulle wat natuurlik die verdrukking en die wraakoordeele van God oorleef het, en hulle sal die millennium ingaan. Maar meer op 'n latere geleentheid daaroor. Nou wanneer vind die oordeel van die nasies plaas? Dit vind plaas na die slag van Armageddon. Dan sal hy sit en hy gaan daai mense wat die millennium moet ingaan, gaan hy skei van die bokke. Dit is ook natuurlik 'n onderwerp op sy eie. Maar kom ons gaan kyk wat die woord van die Here leer. Nou Jesus Christus verwys in 3 van die evangelies na die wederkoms en die vereniging van gelowiges, wat na die groot verdrukking gaan plaasvind.
U sal dit nêrens anders leer nie. Hier sê Jesus duidelik, na die groot verdrukking, wederkoms en haar padsou. Die eerste is Matteus 24, 29 tot 31, dan vind ons dit ook in Markus 13, vers 24 tot 27, en ook in Lukas 21, vers 25 tot 28. Elke keer verwys dit na die kosmiese tekens wat gaan plaasvind, en dit sal die teken wees van Christus se koms. Die son wat swart word, die maan soos bloed en die sterre wat val, vind nie plaas aan die einde van die 7 jaar as Jesus op 'n wit perd kom nie. Dit vind nie plaas nie. Gaan kyk, dit staan nie. Dit gaan wel 'n dag van duisternis wees, maar die Bybel praat nie van kosmiese tekens wat gaan plaasvind en 'n aardbewing en so meer nie. Dit vind plaas dadelik na die verkorte groot verdrukking. Nou nêrens is daar enige skrif wat sê die gathering is voor die verdrukking nie. Gaan vra dit vir enige preterbleeraar, dan gaan hy vir jou skrifte gee en sê, ons is nie bestem tot toren nie, en al hierdie soort van teologiese redenasies om 'n preterrapture te kan promoveer. Dit staan nie in die skrif nie, en daar's baie debatte daaroor. Maar kom ons gaan kyk wat het Jesus geleer. Nou ja, toe Jesus op die Olyfberg gaan sit het, en sy disippels het hom 'n paar vrae gevra, 'n paar belangrike vrae. Hulle het hom gevra, Here, wat is die teken van die koms en die volëinding van die wêreld? En Jesus het nie vir hulle gesê, voordat die wederkoms kan plaasvind aan die einde van die 7 jaar, moet die wegraping voor die 7 jaar plaasvind nie. Dit is nie eers genoem nie. Jesus het nie eers dit in gedagte gehad nie, want hy het geweet wanneer hy kom. Hy kom na die groot verdrukking. En hy sê, daar gaan sekere goed plaasvind. Getekens, hy gee ons in die eerste 3,5 jaar die gebeure wat plaasvind, is die oorloë, gerugte van oorloë, pes, dis daai 4 seels wat dan oopgemaak word in die eerste 3,5 jaar. En natuurlik sê Jesus vir hulle, dat na die groot verdrukking sal ek julle kom haal. Hy sê die son swart word, en die 6de seël maak oop, dan moet julle die teken van my verskyning in die hemelruim sien. Hy gaan kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. Hy het nie gesê hy gaan op 'n wit perd kom nie, hy kom op die wolke van die hemel. Maar Jesus kom terug op 'n wit perd. Ons gaan nou kyk na daardie skets. Goed, hier sien ons natuurlik die preterbleeraars, dit is natuurlik ook hulle weergawe, dat wat hier plaasvind is die eerste fase van sy koms. Dit is, dan gebruik hulle hierdie skrifte uit konteks uit, ons gaan nou daarna kyk, en dan sê hulle die tweede fase kom hy natuurlik op 'n wit perd, en dan gebruik Matteus 24 vers 29 daarvoor. Maar kom ons gaan kyk, hierdie skrifgedeeltes, Matteus 24:50 en 24:36, spreek van die dag en die uur van sy koms. Nou wanneer Jesus praat in Matteus 24, en hy sê, dadelik na die verdrukking van daardie dae sal dit en dit plaasvind, dan sê hy daarna, maar van daardie dag en uur weet niemand nie. Nou hoe gebruik die pretrippers hierdie skrifgedeeltes om te sê, dit spreek van 'n pretrip wegraping voor die 7 jaar, daardie dag weet niemand nie. Jesus praat van sy koms na die groot verdrukking. Hy sê van daardie dag en daardie uur weet niemand nie. Ons moet die Bybel net reg lees. En natuurlik sê die mense dan, die pretrippers, dit is die pretrip rapture. Maar wat sê die woord van die Here? Die Here se woord sê in Openbaring 19:11, kom hy op 'n wit perd. Maar wat sien ons hier gebeur? En dan sê natuurlik, wanneer hy dan kom op die wit perd, dan is dit die gathering of the trib saints en the Jews, en dis wat Michelle nou verduidelik het. Maar die woord van die Here is duidelik, Matteus 24 vers 29 tot 31, kom hy op die wolke van die hemel, en hier vind die gathering plaas, die harpazo plaas. Hy kom nie op 'n wit perd in Matteus 24 vers 29 nie, dit is baie duidelik, van daarna sal die wraakoordeel plaasvind, die 7de seël. Jesus kom na die 7de seël, kom hy op 'n wit perd aan die einde van die 7 jaar, om na die slag van Armageddon te kom. Maar kom ons kyk, hy kom op die wolke, dit staan in Matteus 24, 29 tot 31, hy kom op die wolke na die groot verdrukking. Baie duidelik, dit kan nie betwyfel word nie, dis duidelik wat Jesus hier leer. Nou goed, wanneer op 'n wit perd kom in Openbaring 19 vers 11, is dit duidelik dat niemand word geharpazo nie. Hier kom hy saam met sy kerk, hy kom terug aan die einde van die 7 jaar
Ons gaan nou na daardie skets dan ook kyk. Maar die pre-trib-leraar sê, dit is die secret rapture wat plaasvind voor die 7 jaar, en dit is nie die geval nie, dit is buite konteks. Kom ons dan kyk na die kaart van die laaste 7 jaar. Nou goed, baie duidelik, die wederkoms en die gathering vind plaas natuurlik in Matteus 24, 29 tot 31, dis duidelik in die skrif, en dit is hier waar dit gaan plaasvind by die 6de seël, waar die kosmiese tekens natuurlik gaan verskyn, en dit is die teken waarvan Jesus gepraat het en gesê het, dadelik na die groot verdrukking van daardie dae sal die son verduister word, die maan sal sy glans nie gee nie, die sterre sal van die hemel val, en jy lees dit ook in Openbaring 6 vers 12 tot 17. Dit spreek dan van die wraakoordele wat gaan plaasvind na die harpatsou. So hier van die harpatsou plaas, en dan sal die wraak van God, die dag van die Here, aanbreek. Dis die 7de seël. Nou as dit klaar is, dan sal die einde van die 7 jaar aanbreek, en Jesus sal dan terugkeer op 'n wit perd saam met sy kerk, en dan sal die slag van Armageddon plaasvind, en dan sal die skape en die bokke oordeel plaasvind, want daarna moet die millennium natuurlik ook begin. So dit is wat Jesus geleer het, niks minder nie, niks meer nie. So, die secret rapture, die bank, daar is nie 'n secret, geheime wegraping wat gaan plaasvind, en as jy wonder, nou waar kom hulle aan die geheime wegraping, ek gaan vir jy wys in video's, waar hierdie mense sê, niemand gaan dit sien nie, nie die kerk gaan dit sien, dis 'n geheime wegraping. En dit vind plaas natuurlik, sê hulle, voor die 7 jaar periode. Dit staan nie in die skrif nie, baie duidelik. Nou goed, ek gaan afsluit, dis 'n gemaklike pre-trib rapture evangelie, wat nie bestaan in die woord van God nie, dit mislei die massas, en baie gelowiges gaan absoluut ongereed wees, hulle gaan nie voorbereid wees vir dit wat gaan kom nie, en dit is baie ernstig. Ons moet kyk wat die woord van God leer in konteks, en verstaan dat daar een wederkoms is, met 'n harpatsou, waar ons gaan verenig word met hom. 2 Tessalonisense 2 vers 1 tot 3, hy sê, met die oog op die wederkoms, en ons vereniging met hom. Met ander woorde, hy kom op die wolke van die hemel, en dan verenig ons met hom, dis die harpatsou. Dit vind plaas eenmalig, daar is nie 2 gebeure nie, dit gebeur eenmalig. En daarna sal die wraak aanbreek, en dan sal Jesus op 'n wit perd kom, en dit is wat gaan gebeur. Dis die volgorde van gebeure, maar ons moet ons oopmaak, ons moet gaan kyk wat God se woord leer in konteks. Nou ja, tot 'n volgende keer wanneer ons weer gesels, mag die Here u seën. Totsiens.